Jy is baie welkom in hierdie oomblik waar ons sommer net rondom die woord gaan stil raak, bietjie dink oor ons eie lewens. Ek dink kom ons raak rustig daar waar ons is. Daar kan jy op sommer net alles neersit wat jy by jou het en raak 'n paar oomblikke net om stil te word. En raak bewus van jou asemhaling, raak bewus van jou lyf en God wat hier teenwoordig is. Ek doen baie keer as ek met groepe werk 'n oefening oor lyfstaal, waar jy vir die groep sê, doen nou alles wat ek sê. En dan sê jy vir die groep, vat aan jou neus, dan vat almal 'n neus. Vat aan jou oor, vat almal 'n oor. En dan gaan jy nou so aan en jy gaan bietjie vinniger. En dan op 'n stadium dan sê jy, vat aan jou neus. En dan vat 80% van die mense aan hulle oor. Want jy doen eerste wat jy sien en tweede wat jy hoor. Ons praat, ek doen dit nou, met ons lywe. En ons dink vandag oor lyfstaal, want Jesus het met sy lyf kom deel word van my en jou realiteit. Jesus het met sy lyf kom deel word van ons taal, toe hy mens geword het en opgestaan het. En ons weet almal dat die sielkundiges sê dat omtrent 75% van ons kommunikasie is nie deur woorde nie, maar deur nie-verbale cues, soos hulle sê. Daarom help dit nie ek sê vir iemand, ek is nou baie kwaad vir jou nie. Terwyl ek glimlag vir iemand sê ek is kwaad, gaan hulle lyf eers reageer op my lyf en dan op my woorde. So ook in my praktyk, wanneer ek in sessies sit elke dag met mense, is dit fascinerend om mense se lyfstaal dop te hou, wat baie keer vir jou baie sê, en dis nie om mense te analiseer of forensies te ondersoek nie, maar dit is so fascinerend om te kyk wat mense met hulle lywe doen. Hulle vertel 'n verhaal van 'n Braziliaanse sendeling, en dis in Max Lucado se boek, wat op 'n klomp Indiane afgekom het in 'n woud langs 'n massiewe rivier. En die ouens was baie siek en baie infeksies gehad en elke dag het daar klomp mense doodgegaan. En daar was 'n hospitaal baie naby, maar die rivier was tussenin en die Indiane het geglo dat daar bose geeste in die rivier is. Daarom kan hulle nie deur die rivier gaan nie. En hoe meer hierdie sendeling probeer het om vir hulle eers te verduidelik dat die rivier is skadeloos en later sy hand in die water gedruk het, het dit steeds hulle nie beweeg nie. Later het hy halflyf in die rivier ingestap en homself nat gespat met die water en steeds het hulle hom nie geglo nie. In die volgende oomblik toe duik hy in die rivier in, hy swem dwars deur die hele rivier, aan die kant uit, hande in die lug, oorwinning, ek het dit gemaak. In die volgende oomblik toe begin hulle een vir een in te spring en deur te swem. So is baie lewens gered. Jesus doen dieselfde natuurlik. Jesus vertel nie net vir mense wat hy gaan doen nie, hy doen dit. Hy maak mense gesond, hy wek vir Talita op wanneer sy dood is, hy maak 'n verskil prakties in Lazarus se lewe. Hy gaan deur die rivier van die dood en hy kom lewendig aan die kant uit met sy lyf. Nou met dit in gedagte wil ek vandag lees Lukas 24. Lukas 24 vanaf vers 13 tot vers 35. Van die twee Emmausgangers wat op pad was net na Jesus opgestaan het.
Op dieselfde dag was daar 2 van hulle op pad na 'n dorpie met die naam Emmaus, 12 km van Jerusalem af. Hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat gebeur het, en terwyl hulle so gesels en gedagtes wissel, het Jesus self nader gekom en met hulle saamgeloop, maar hulle oë is verhinder om hom te herken. Hy vra hulle toe, wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek? Met somber gesigte gaan hulle staan, een van hulle met die naam Kleopas antwoord hom, is u dan die enigste vreemdeling in Jerusalem dat u nie weet van die dinge wat die afgelope dae daar gebeur het nie? Hy vra vir hulle, watter dinge? Hulle antwoord hom, die dinge in verband met Jesus van Nasaret, 'n profeet wat magtig was in die woord en daad voor God en die hele volk, en hoe ons priesterhoofde en die lede van die raad hom oorgelewer het om ter dood veroordeel te word en hom gekruisig het. Ons het so gehoop dat dit hy is wat Israel sou verlos, maar boonop is dit vandag al die 3de dag vandat die dinge gebeur het. En nou het 'n paar vroue uit ons kring ons ook nog ontstel. Hulle was vanmôre vroeg by die graf en kon sy liggaam nie kry nie. Hulle het kom vertel dat hulle 'n verskyning gesien het van engele wat gesê het hy lewe. Sommige van ons mense het ook na die graf toe gegaan en dit net so gekry soos die vroue gesê het, maar hom het hulle nie gesien nie. Toe sê hy vir hulle, wat 'n gebrek aan begrip en wat 'n traagheid van gees. Glo julle dan nie al die dinge wat die profete gesê het nie? Moes die Christus nie hierdie dinge ly om in sy heerlikheid in te gaan nie? Daarna het hy by Moses en al die profete begin en al die skrifuitsprake wat op hom betrekking het vir hulle uitgelê. Toe hulle by die dorpie aankom waarin hulle op pad was, het hy gemaak of hy verder wou gaan. Hulle het egter by hom aangedring en gesê, bly by ons, want dit is amper aand en die dag is al verby. Toe het hy ingegaan en by hulle oor te bly. Terwyl hy saam met hulle aan tafel was, neem hy die brood, vra die seun, breek dit en gee dit vir hulle. Toe gaan hulle oë oop en hulle het hom herken, maar hy het uit hulle gesig verdwyn. Hulle sê toe vir mekaar, het ons hart nie warm geword toe hy op pad met ons gepraat en vir ons die skrif uitgelê het nie. Hulle het dadelik opgestaan en na Jerusalem toe teruggegaan. Daar kry hulle die 11 en die ander by mekaar en die sê, die Here het regtig opgestaan en hy het aan Simon verskyn. Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het en hoe hy aan hulle bekend geword het toe hy die brood gebreek het. So 2 manne is op pad van Jerusalem af Emmaus toe. Hulle het gehoor van die opstanding by Petrus en Maria, maar hulle het nie geglo nie. Hulle is in 'n gemoed waarskynlik van twyfel, van hartseer, van hopeloosheid. Hulle lewe is waarskynlik in gevaar, want hulle het vir Jesus gevolg. En ek vermoed hulle was nogal de mekaar met al die stories wat hulle gehoor het. In die teks gebeur daar 3 momente, wat ek dink belangrik is. Die eerste een is hierdie ervaring wat beskryf word van twyfel en emosie. Dan is daar die opstandingsboodskap wat beliggaam word deur Jesus tussen hulle. Hy het opgestaan. En dan is daar getuienis. Twyfel, opstanding, getuienis. Die verhaal is vir my betekenisvol, vriende, want hulle twyfel en terwyl hulle besig is om vir Jesus agter te laat, kom hy saggies tussen hulle in. Hy verskyn nie met groot engelekore en groot fanfare en aardbewings nie. Hy loop saam met hulle. Hy verdwaal saam met hulle. Hy is verdwaas saam met hulle. Hy word hulle metgesel op pad. Hy luister na hulle dood en dan sonder groot aankondiginge en engelkore raak hulle bewus van Jesus se teenwoordigheid en van sy opstanding wanneer hulle saam eet en uit die brood breek. As ons kyk na vers 2, 3 en 34, vers 32 is dit baie duidelik dat hierdie boodskap mense verander. En dat hulle in vers 33 dan letterlik van rigting verander. Hulle stap terug van waar hulle gekom het. In vers 34 gaan deel hulle dit. En hulle sê vir mekaar, het ons harte nie warm geword nie. Hulle voel en beleef Jesus se opgestane teenwoordigheid in hulle lywe wanneer hulle harte warm word. Die wyeer gemeenskap wat Jesus gevolg het, begin ook getuig. Hulle word geskuif eintlik, word getransformeer van wanhoopige, hopelose gelowiges na dapper getuies wat oral vertel in die tempels en die sinagoges. Die opstanding
verander mense. Verander dit my. En die praktiese verandering in hierdie verhaal tref my. Dat hulle die ervaring het van twyfel, dat hulle fisies omdraai, en dat hulle dan gaan getuig. As 'n wonderlike storie van hoe iemand ook prakties, sonder om te praat, 'n geloofsbelydenis eintlik gedoen het. Die begrafnis van die voormalige Sovjetleier Brezhnev. President George Bush Senior van Amerika het dit bygewoon, en na die tyd die storie vertel, en lewendige kameras natuurlik by die begrafnis, en toe Brezhnev se weduwee langs die kus staan, net voor hulle die kus se deksel toemaak, toe slaan sy 'n kruis op sy bors. Nou hierdie gebeure op lewendige TV was waarskynlik een van die, ek besef nou ek mag verkeerd wees, hulle kon nog nie lewendig TV uitgesaai het waarskynlik op daai tyd nie. Maar daar was duisende mense. Hierdie ding wat sy doen, is waarskynlik een van die grootste publieke wetlike ongehoorsaamheid deur 'n amptelike persoon. 'n Amptelike persoon, die vrou van die hoof van 'n sekulêre ateïstiese staat, wat by sy begrafnis 'n geloofsbelydenis doen, met haar hand, met haar lyfstaal. Die opstanding verander die geskiedenis vir ewig. Dit verander my en jou identiteit. Dit gee vir ons geloof vorm. Dit gee ons 'n ervaring van hoop. En sonder dit is aan die vergifnis, verlossing, geloof of hoop nie. Maar goed, ons weet dit alles. Ons weet dit is nie so eenvoudig nie. Wat verander regtig? Wat het regtig verander? Ek het baie gedink oor, ek glo dit, maar wat is dit dag tot dag wat verander? En as ons kyk hoe Bethlehem in Israel en Palestina vandag lyk, oorloë, lyke wat rond lê, geboue wat in puin is, dan is dit 'n gedeelte, as ons kyk na daai gedeelte van die wêreld, wat ons nie met respek gesê help om in die opstanding te glo nie. Maar dit bly vir my betekenisvol as ons na die opstandingsgebeure kyk. Dan help dit ons om te besef dat Jesus verskyn te midde van die chaos. Dit verander nie eensklaps die wêreld nie. Pilatus is steeds in bewind, die Romeine is steeds in Palestina. Die hele wêreld verander nie eensklaps net omdat Jesus opgestaan het nie. Dit bly 'n gebroke werklikheid, ook die een waarin ek en jy leef. Maar terwyl ons loop en twyfel, kom hy dag vir dag in ons lewens in. Terwyl ons loop en twyfel, kom hy in. En daarom is daar twee kante aan die opstandingsboodskap. Aan die een kant beleef ons dit en moet ons dit in ons lywe voel en moet ons dit getuig en doen in die klein dingetjies, in 'n glimlag, in 'n boodskap, in 'n stukkie betekenis. Ons moet sensitief wees wanneer die opstandingsboodskap tussen ons grondvat in klein goedjies waar ons besef, hier is hoop, hier is lewe, en dat ons hierdie stukkies lewe met ons lywe leef elke dag. Maar aan die ander kant moet ons dit soms te midde van die gebroke werklikheid ook net hoop en glo en weet dat die boodskap my anker is op die dae wat ek dit nie so lekker sien en beleef nie. Die dae wat dit rondom ons lyk soos dit in Bethlehem vandag lyk. Die dae wanneer ons soos die Emmausgangers loop in twyfel. Die opstanding beteken nie Jesus is skielik weer lewendig en alles verander nie. Dit beteken Jesus het deur die dood gegaan, deur die rivier geswem. Iemand skryf, die klip is nie weggerol sodat Jesus kon uitkom nie. Die klip is weggerol sodat die gelowige kon ingaan en sien hy is nie daar nie. Die leë graf is nie 'n fokus van leegheid nie, dit is 'n fokus van volheid, van lewe, van hoop, van 'n wêreld wat nooit weer dieselfde sal wees nie. Hoe mooi skryf Eugene Peterson hier oor, is 'n hele stukkie Engels, maar ons sal dit vir julle wys. The resurrection of Jesus establishes the entire Christian life in the action of God by the Holy Spirit.
The Christian life begins as a community that is gathered at the place of impossibility, the tomb. Just as Jesus' birth launches us into creation and Jesus' death launches us into history, Jesus' resurrection launches us into living in community, the holy community, the community of the resurrection. Ja, ons het nou weer Paasnaweek by mekaar gekom by die plek van onmoontlikheid, the place of impossibility. Maar ons is 'n opstandingsgemeenskap. Sal mense, as hulle kyk hoe ons leef met ons lywe, as hulle kyk na ons lyfstaal, sal hulle sê Jesus het opgestaan? Kan ek en jy mense help met hoe ons prakties leef om die opstandingshoop te sien? Ek dink aan die joernalis Fernando Sabino, wat die heel bekende ding wat al baie oorgedra en weer gesê is, hy het gesê, in the end, everything will be okay. If it's not okay, it's not the end yet. Dis waaroor hierdie boodskap gaan. Alles gaan okay wees. Maar gaan wees die opstandingsliggaam met jou liggaamstaal in die wêreld. Dat mense as geloofsgemeenskap, wanneer hulle kyk na jou lyfstaal, dat hulle sal weet en glo, Jesus het opgestaan, dat jy nie net sê nie, maar dat jy ook doen. En gaan wees dalk sommer in die volgende week of 2 weer meer bewus van jou eie lyfstaal. Ek weet my vorige kollega Karel van Wyk het my altyd herinner na 'n preek van die goedjies wat ek my hande en met my alle oral doen. En dit het my meer bewus gemaak van hoe ek goed en sleg met my lyf leef. Dalk kan jy meer bewus gewees daarvan in die tyd en dalk vir iemand gaan vra om vir jou 'n bietjie terugvoer te gee. Die Indiane in ons storie in die begin het nodig gehad dat die sendeling deur die rivier swem. En dit het hulle lewe gered. Die Emmausgangers het 'n vriend langs hulle nodig gehad toe hulle geloop en twyfel het, sodat hulle kon oorgaan in getuienis. Ek en jy kan nie stap op ons Emmauspaadjie sonder die opstandingsboodskap nie. Mag ons dit gaan leef, dat dit sal grondvat in ons lewe, in ons lywe, in ons belewenis, sodat ons sal leef met 'n anker van hoop. Mag dit grondvat in ons lyfstaal, in hoe ons praat, hoe ons lag, hoe ons huil, hoe ons stap, hoe ons sit, hoe ons opstaan, hoe ons gaan slaap. Want die opstanding is Jesus se lyfstaal na my en jou. Amen. Here, dankie dat U met U lyf vir ons kom taal gee, opstandingstaal, verlossingstaal, hoopvolle taal. Dankie dat U dit nie net gesê en verkondig het om religie te vestig nie, maar dat U dit kom doen het om 'n geloofsgemeenskap in 'n gebroke wêreld te vestig. Daaraan, Here, hou ons vas hierdie paar dae na Paasnaweek, want ons weet dat U nie net opgestaan het nie, U is opgestaan. U het vir ons taal kom gee met U lyf. Dit bid ons in U naam. Amen. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Mag die Vader jou lei en jou beskerm. Mag jy seën deur sy liefde en sy genade in jou woon en mag die Heilige Gees jou inspireer dat jy sy opstanding met jou lyf sal gaan leef. Amen.